In hierdie lesie gaan ons nou weer verder kyk na ons algebraïese breuke. Ons het in ons eerste lesie het ons die vermenigvuldiging en deling van algebraïese breuke gedoen. In hierdie lesie gaan ons net die optel en die aftrek van algebraïese breuke behandel. Ons het reeds al optel en aftrek van algebraïese breuke gedoen. So hierdie lesie is regtig net weer 'n hersiening lesie en 'n inoefening van al die reeltjies wat ons reeds geleer het. Goed. Ons vraagie gaan steeds wees: vereenvoudig die volgende. As ons kyk na ons eerste voorbeeld, het ons x plus 2 op 3 minus x minus 4 op 2. Nou die baie belangrike ding wat ons moet doen wanneer ons algebraïese breuke optel en aftrek, is om die KGV te kry van die noemers. Ons moet die noemers dieselfde maak, want as hulle nie dieselfde is nie, kan ons nie optel en aftrek nie. Ons kan slegs gelyksoortige goed optel en aftrek, daarom is dit belangrik dat die naam van die breuk dieselfde moet wees. Dit wil sê ons noemers moet presies dieselfde wees. Om die noemers dieselfde te maak, kry ons die KGV van die noemers. As ek nou gaan kyk, wat is die KGV van 3 en 2? Die KGV van 3 en 2 is 3 maal met 2 en dit is 6. Wat moet ek met die eerste termpie doen om my KG of my noemer 6 te maak? Ek moet die 3 maal met 2, met ander woorde wat ek onder doen, moet ek bo doen. So, ek gaan daar hê 2 maal met x plus 2 op 6. My noemer is nou 6. Wat moet ek met die 2kie doen? As ek na my volgende termpie kyk, met die 2 moet ek maal met 3, met ander woorde, ek moet die hakkie ook maal met 3, want wat ek bo doen, moet ek onder doen. So ek gaan hê 3 maal met x minus 4 en dit is op 6. Omdat my soort dieselfde is, kan ek skryf 2 maal met x plus 2 minus 3 maal met x minus 4 op my KGV wat 6 is. Nou gaan ek my distributiewe eienskap toepas. Ek gaan sê 2 maal met 2x, want ek moet nou vereenvoudig. Dis die volgende stappie wat ek nou moet doen, is ek moet nou vereenvoudig. Met ander woorde, ek moet my hakkies verwyder en ek moet gelyksoortige terme bymekaar tel. So, ek het nou 2 maal met x en dit gee vir my 2x. Dan het ek 2 maal met plus 2 en dit gee vir my plus 4. Volgende wat ek nou het in my volgende termpie, het ek min 3 maal met x en dit gee vir my min 3x. Dan het ek min 3 maal met min 4, 'n min maal 'n min is 'n plus en 3 maal 4 is 12. Alles is op 6 wat my KGV is. Wat ek nou doen is, nou moet ek gelyksoortige terme bymekaar tel. Ek sien hierdie 2x min 3x is gelyksoortig 2x min 3x gee vir my 'n minus x antwoord en verder het ek plus 4 plus 12 en dit gee vir my 'n antwoord van plus 16 op 6. Jy kan hierdie sommetjie ook maar doen deur sommer in die tweede stap alles op die KGV te sit. So as ons het x plus 2 op 3 minus x minus 4 op 2, dan het ons mos gesê is ons belangrike eerste stappie, ons kry die KGV is 6. As ek die KGV kry van 6, dan is my noemer 6. Dan kan ek nou sê, waarmee moet ek 3 vermenigvuldig om by 6 uit te kom? 3 maal met 2.
dan moet ek die teller ook met 2 vermenigvuldig. Waarmee moet ek die 2 vermenigvuldig om by 6 uit te kom met 3? Wat ek met die noemer doen, moet ek met die teller doen, so ek moet die teller ook met 3 vermenigvuldig. Dan is die volgende stappies presies dieselfde wat ons toepas, deur te sê 2 maal met x is 2x, 2 maal met 2 gee vir my plus 4, dan het ek minus 3 maal met x gee vir my minus 3x, en ek het minus 3 maal met minus 4, min maal en min gee vir my 'n plus 12. Weereens, as ek nou my gelyksoortige terme bymekaar tel, kry ek my 2x minus my 3x, wat vir my minus x gee, en my plus 4 plus 12 gee vir my plus 16 op 6. So dit is my finale antwoord. Ons kyk na ons tweede voorbeeldjie wat vir ons sê a minus 2 op 4 minus a op 3 minus a minus 4 op 12. Ons eerste stappie is om die KGV te kry. Wat is die KGV van 3 en 4 en 12? Die KGV van 3 en 4 en 12 is 12. Goed, ons volgende stappie, ons kan ons noemer dus 12 maak. As ons weer hierdie begin by die eerste termpie, dan het ons waarmee gaan ons 4 vermenigvuldig met 3. As ons 4 met 3 vermenigvuldig, moet ons die teller met 3 vermenigvuldig, want wat ons onder doen, moet ons bo doen. In die volgende term gaan ons die 3 met 4 vermenigvuldig, wat ons onder doen, moet ons bo doen. Die volgende stappie het ons reeds 12. Met ander woorde, ons gaan nie daar met iets vermenigvuldig nie. Of jy kan sê 12 maal met 1 en ons vermenigvuldig met 1. Ek wil net hierso 'n nota maak dat jy weet, onthou om hierdie in hakkies te sit. Dis in hierdie geval wat ek praat van om hakkies te gebruik, want wat hier baie gebeur is, as 'n mens nie daai hakkies insit nie, hierdie minus beïnvloed die tekens wat kom as jy dit gaan vermenigvuldig, want die minus maal die minus gaan daai 'n plus maak, en die minus maal met hierdie plusie van die a, gaan die a 'n minus maak. So dit is baie belangrik dat jy jou hakkie daar insit om nie tekenfoute te maak nie. As ek nou my distributiewe eienskap gaan toepas, dan gaan ek nou hier sien 3 maal met a gee vir my 3a. Volgende enetjie het ek 3 maal met minus 2, plus maal 'n min is 'n min, 3 maal 2 is 6. Die minus 4a bly dieselfde. Soos ek nou gesê het, hoekom sit ek die hakkie in? Dis baie belangrik, want hierso staan 'n spook 1, so die minus maal met die a gaan daai a 'n minus a maak, en die minus maal met die minus 4 gaan daai 4 'n plus 4 maak. Nou is die volgende stappie wat ek moet doen, om weer my gelyksoortige terme bymekaar te tel. Alles wat dieselfde soort is. So, as ek nou kyk, sien ek hier het ek 'n 3a minus 4a is minus a minus nog 'n a, en dit gee vir my minus 2a. Verder het ek minus 6 plus 4 minus 6 plus 4 gee vir my minus 2, en my KGV is 12.
Onthou, ons is besig om te vereenvoudig. Ons is besig om te vereenvoudig. So as ons kyk na hierdie antwoord wat ons nou het, dan kan hy mos nou nog vereenvoudig word. Want wat kan ons doen? Ons kan bo die lyn 'n -2 gemeenskaplik uithaal, want daar is 'n gemeene faktortjie. So as ons die -2 gemeenskaplik uithaal, dan kry ek dat daar a plus 1 bo die lyn is. So my teller word -2 a plus 1 gedeel deur 12. Nou kan ek mos nog verder gaan om te sê, 2 gaan in 12 in, 6 keer, so my finale antwoord is minus a plus 1 op 6. Onthou altyd dat jy so ver as moontlik vereenvoudig. Ons kyk na nog 'n voorbeeldjie. As ek het 2x minus 3 op 3x minus, nou het ek 4x plus 1 op 2x minus 1 op 6. Die belangrike ding wat ons eers moet doen is ons KGV. Nou onthou, ons KGV is op die ou end 'n produk van al die faktore wat in die noemer is. So, as ons kyk na die KGV van 3 en 2 en 6, dan is die KGV van 3 en 2 en 6 is 6. Maar onthou, hier is nou ook 'n xie in die noemer. Met ander woorde, daai x is een van die faktore, so hy moet deel wees van die KGV. Ons KGV is met ander woorde 6x. Die beginsel bly presies dieselfde. Ons gaan nou vra, waarmee moet ons, ons KGV, wat ons noemer word is 6x, so ons kan alles op 6x skryf. Nou vra ek vir my by die eerste termpie, waarmee gaan ek die noemer vermenigvuldig om by 6x uit te kom? En my antwoord is 3x maal ons met 2 om by 6x uit te kom, so ek moet die teller ook met 2 vermenigvuldig. Waarmee gaan ek die 2x vermenigvuldig? Ek gaan die 2x met 'n 3 vermenigvuldig, so ek moet my teller ook met 3 vermenigvuldig. My laaste termpie het ek 'n 6, maar dit moet 6x wees. Met ander woorde, ons moet die 1 met x vermenigvuldig om by my KGV te kom. Nou gaan ek weer my distributiewe eienskap toepas om te vereenvoudig. 2 maal met 2x gee vir my 4x. 2 maal met minus 3 gee vir my minus 6. Volgende enetjie wat ek het is minus 3 maal met 4x is minus 12x. Volgende enetjie is minus 3 maal met plus 1, dit gee vir my minus 3, en dan het ek my minus xie, en dit alles is op my noemer wat 6x is. Onthou, ons het nou net algebraiese breuke, so ons kan nie ons noemer weggooi nie. Nou gaan ek weer my gelyksoortige terme bymekaar tel. My eerste enetjie is 4x min 12x min x. So 4x min 12x gee vir my minus 8x, minus nog 'n x gee vir my minus 9x, en dan het ek my minus 6 minus 3 wat vir my minus 9 gee, en dit alles is op 6x. Onthou, ek is nou nog nie kant en klaar nie, ek moet vereenvoudig. So ek moet so ver as moontlik gaan, daarom gaan ek nou faktoriseer.
Goed, so, as ek faktoriseer, sien ek het 'n gemeene faktor van -9 bo die lyn. As ek die -9 uithaal, bly daar in die hakies oor x plus 1. En dit is alles op 6x. Nou kan ek nog weer gaan verder vereenvoudig deur te sê 3 gaan in 9 in 3 keer en in 6 in 2 keer. Met ander woorde, ek het -3 maal met x plus 1 op 2x. En dit is my finale antwoord. Ons doen nog 'n voorbeeldjie waar ons optel en aftrek met algebraiese breuke en dan kan jy daarna die lesie inoefen deur die huiswerk te voltooi. Ons het a minus 1 gedeel deur 3a kwadraat plus 3 op 4a minus 4 plus a op 6a kwadraat. Die eerste belangrike ding wat ons moet doen is om die KGV te kry. Onthou, 'n KGV is die kleinste gemeene veelvoud, met ander woorde, al die faktore moet daar teenwoordig wees. Die kleinste gemeene veelvoud van 3 en 4 is 12 en 6 is 'n faktor van 12, met ander woorde, die kleinste gemeene veelvoud van 3, 4 en 6 is 12. Die kleinste gemeene veelvoud van a kwadraat en a is a kwadraat. Met ander woorde, my KGV is 12a kwadraat. So my noemer van hierdie sommetjie is 12a kwadraat. Waarmee gaan ek die eerste term se noemer vermenigvuldig om by 12a kwadraat uit te kom? Ek moet hom met 4 vermenigvuldig, dan beteken dit ek moet my teller ook met 4 vermenigvuldig, want wat ek onder die lyn doen, moet ek bo die lyn doen. My tweede term het ek 'n noemer van 4a, ek moet hom met 3a vermenigvuldig, so ek moet wat ek onder die lyn doen, moet ek bo die lyn doen, ek moet hom met 3a vermenigvuldig. Die laaste termpie moet ek met 'n 2 vermenigvuldig, so wat ek met die noemer doen, moet ek met die teller doen, so ek vermenigvuldig my teller ook met 2. Nou pas ek weer my distributiewe eienskap toe. Ek het 4 maal met a gee vir my 4a. 4 maal met minus 1 gee vir my minus 4. Plus 3 maal met 3 gee vir my 9a. Dan het ek nou volgende, minus 2 maal met 4, dit gee vir my minus 8. Ek het minus 2 maal met a en dit gee vir my minus 2a. Dan het ek, dit is op 12a kwadraat. Vereenvoudig, met ander woorde, ek moet al die gelyksoortige terme bymekaar tel. Goed, kom ons gaan kyk wat is ons gelyksoortige terme almal. Ek het 4a plus 9a is 13a, minus 2a gee vir my 11a. Verder het ek nou minus 4 minus 8, minus 4 minus 8 is minus 12 en my noemer bly 12a kwadraat. Daar's geen manier wat ek hom nou verder kan vereenvoudig nie en dit is my finale antwoord. Ek hoop jy het hierdie lesie geniet. Oefen die lesie in deur jou huiswerk sommetjies mooi te voltooi. Geniet dit.